Here, hierdie is Econ 211 makro-ekonomie. Ons is besig met leereenheid 2 en dan ook hoofstuk 3 in Fourie en Burger. Dit gaan alles oor hoe die finansiële sektor gekoppel kan word aan ons model van die reële sektor. Hierdie is die tweede video wat kyk na daardie skakels tussen die reële en monetêre sektore. So dit is nie net dat die invloed van die monetêre sektor af na die reële sektor toe gaan nie. Dit is ook moontlik dat veranderinge in die reële sektor via die monetêre sektor kan werk. Gestel byvoorbeeld daar is 'n verandering in owerheidsbesteding. Dit lei tot 'n verandering in inkomste. Wat gebeur dan in die monetêre sektor? Nou hier onderskei ons tussen 'n primêre en 'n sekondêre effek. Die primêre effek van 'n toename in owerheidsbesteding is dat dit stimuleer die ekonomie, dit verhoog die totale besteding en dit verhoog produksie en inkomste. Maar nou is daar 'n sekondêre effek. Nou dat ons die monetêre sektor in ag kan neem, weet ons dat daai toename in inkomste lei tot 'n toename in die vraag na geld. En dit veroorsaak 'n toename in rentekoerse wat weer lei tot 'n vermindering van investering, wat lei tot 'n vermindering van besteding en produksie en inkomste neem af. Maar daardie afname is gewoonlik kleiner as die aanvanklike toename, so daar is darm 'n netto toename in produksie en inkomste in die ekonomie. Nou, as ons reële en monetêre sektore saamkoppel, kan ons hierdie storie ook met ons grafieke vertel. So die aksie begin hier in die totale bestedingskant van die prentjie. Ons sê die ekonomie is aanvanklik in ewewig by hierdie punt hier, en toe is daar 'n toename in owerheidsbesteding. Ons sien ons owerheidsbesteding skiet op. Die gevolg is die totale bestedingslyn skuif op en daar is die nuwe ewewig teen 'n baie hoër vlak van Y as wat ons aanvanklik gehad het. So 'n toename in uitset en inkomste as gevolg van hierdie toename in owerheidsbesteding. Maar die toename in inkomste lei natuurlik dan tot 'n toename in die vraag na geld. Want ons weet, die vraag na geld hang af van die vlak van inkomste. So die vraag na geld kromme skuif hier na regs en dit druk die rentekoers op. Hierdie hoër rentekoers lei tot 'n vermindering van investering, wat beteken dat die totale besteringskromme skuif nou af. Hier is die negatiewe sekondêre effek. En uitset neem weer 'n bietjie af na 'n hoër ewewig as oorspronklik, maar laer as wat jy so gekry het as jy net die toename in owerheidsbesteding in ag geneem het. So hierdie negatiewe sekondêre effek staan bekend as verdringing, of dan in Engels crowding out. Die toename in die owerheid se besteding lei daartoe dat privaat investering afneem. Dit word eintlik verdring deur daardie owerheidsbesteding. En waar jy sou dink dat al die owerheidsbesteding gaan lei tot 'n toename in produksie en inkomste, sien ons dis nie waar nie. Wanneer investering dan afneem, is daardie toename in produksie en inkomste kleiner as wat ons aanvanklik sou gedink het. Nou, hoe effektief hierdie skakel werk, hang natuurlik nou weer af van al ons verskillende parameters. So, hoe sensitief is die vraag na geld vir veranderinge in die inkomste? As inkomste toeneem, verander die vraag na geld met baie of met min, daardie skuif daar in die vraag na geldkromme, want dit beïnvloed weer met hoeveel die rentekoers verander. So as die vraag na geld baie sensitief is vir daai veranderinge in inkomste en dit skuif ver na regs, dan lei dit ook tot 'n groot toename in rentekoerse wat weer 'n negatiewe impak het op investering. Net so is die helling van die vraag na geldkromme ook belangrik. Dit word natuurlik deur ons parameter L daar gegee. So met 'n platter kromme is daardie verandering in die rentekoers nie soveel nie, dan het jy 'n kleiner verdringingseffek. As die rentekoers verander, met hoeveel verander investering? Dis ons term H wat ons daar het. So as H groot is, dan het daai stygings in die rentekoers 'n groot negatiewe impak op investering. En dan is die verdringing baie. Die bestedingsvermenigvuldiger speel ook 'n rol. As jy 'n groot vermenigvuldiger het en jy het 'n groot afname in investering, dan het jy ook 'n groot negatiewe impak op produksie en inkomste. Hierdie sekondêre effek gebeur nie net as gevolg van owerheidsbesteding nie. Dit kan die geval wees van enige eksogene toename in
een van die bestedingskomponente in ons model. So as uitvoer skielik sou toeneem, of autonome verbruik, of dan investering, enige van daai, selfs 'n verandering in verbruik as gevolg van 'n verandering in inkomstebelasting, gaan so 'n kettingreaksie hê wat via die verandering in inkomste weer terugwerk na die vraag na geld, rentekoerse, investering, terug na besteding en produksie en inkomste. Ons kan vra, nou, hoe maak dit saak hoe die owerheid sy besteding finansier? As daar nou 'n begrotingstekort is, besteding neem toe, dis groter as belasting, maar die manier hoe daardie skuld gemaak word, het verskillende impakte op ons model. So as die regering die geld leen by die binnelandse private banksektor, hulle verkoop nou staatseffekte, private finansiële instellings koop dit beteken, daar is nou hierdie toename in die vraag na geld vanaf die owerheid, dit skuif die vraag na geld kromme na regs, rentekoers neem toe, en die gevolg is, investering neem af, inkomste neem af. So om die geld binnelands te leen, het 'n groot verdringingseffek. As hulle die geld by die Reserwebank leen, hulle verkoop die skuldinstrument aan die Reserwebank, dan is daar 'n toename in die geldaanbod. Die Reserwebank stoot ekstra geld in die ekonomie en op hierdie manier, rentekoerse neem af, investering neem toe, inkomste neem toe. Dit klink soos 'n fantastiese oplossing. Hoekom laat ons nie net dat die Reserwebank al die staatsskuld koop en geld druk om dit mee te doen nie? Nou, in praktyk lei dit tot inflasie. Maar op die oomblik wys ons model nie enige iets oor inflasie nie. So ons kan dit nie hier demonstreer nie, maar die impak van so 'n leen by die Reserwebank het 'n negatiewe impak wat mens nie moet onderskat nie. Net so kan hulle ook hulle staatseffekte in die buitelandse mark verkoop, dan is daar 'n toename in die geldaanbod want buitelanders se geld vloei in die Suid-Afrikaanse ekonomie in. Selfe storie, rentekoers neem af, investering neem toe en die inkomste neem toe, maar weer eens daai ekstra geld wat nou van buite die kringloop af ingespuit is, kan nou tot inflasie lei in die Suid-Afrikaanse ekonomie. Ons model kan dit nog net nie wys nie. Ons gaan later daarby uitkom wanneer ons bietjie meer ingewikkelde modelle het, die sogenaamde totale vraag en totale aanbod model van die ekonomie, saam met die Phillips-kromme. Maar dis toekoms. Vir nou kyk ons na die skakels tussen die reële en die monetêre sektore, en ons wil ons model nou bietjie opgradeer. Ons het nou 3 verskillende grafieke wat hierdie skakels wys tussen die bestedingskomponente, die monetêre sektor met rentekoerse via investering. Ons volgende stap is ons wil die sogenaamde ISLM model bou. En die volgende klompie video's gaan spesifiek oor hierdie model en die gebruik van die model om beleidsinvloede te verstaan. Bly ingeskakel.